Goed, so ons lees vandag Esra. Ons is in die boek van Esra. Esra, interessante man, as jy nou nog nie interessante man teëgekom het nie. Esra was verantwoordelik vir sinagoge aanbidding gewees. Hy het dit begin. Esra het Psalm 119 geskryf, wat die langste psalm in die Bybel is. Esra het 'n baie groot gedeelte van die kroniekeboeke geskryf. Esra het die hele boek Esra geskryf, alhoewel hy nie oor homself skryf nie. Hy skryf geskiedkundig in die eerste 6 hoofstukke en daarna skryf hy soos wat hy dit ervaar het. Esra was die hoof van die raad gewees, wat die Hebreëse Tanak, onthou die Hebreëse Tanak, was die Hebreëse skrifte gewees. Hulle is geskryf, hulle het geloop van Genesis tot 2 kronieke, maar hulle het al die boeke ingehaat soos wat ons Bybel hom nou in het, die Ou-testamentiese boeke, né? Al 39. Toe vertaal hulle dit na Grieks toe. En toe het hulle 10 uit elke stam. So 10 van die Lewiete, 10 van Reuben se stam, 10 van elke stam, Juda se stam, elkeen bymekaar gekry. So as jy ooit gedink het, daar's 10 verlore stamme, nie, want hulle het daai tyd al 10 uit elke stam gekry om die Bybel uit Hebreëus uit te vertaal na Grieks toe, en dit word die kanon genoem. So Esra was ook hoof aan bewind van dit gewees. Esra se naam beteken help. Baie interessant. Het Jeremia voorspel. Jeremia het geleef in die tyd omtrent toe Juda in ballingskap uitgevoer is, Babylon toe. So 40 jaar voor dit het hy al vir hulle probeer profeteer en vir hulle gesê, moenie dit nie, moenie dat nie. En hy spesifiek sê in Jeremia 25 vers 12 tot 13, Jeremia 29, praat hy van die 70 jaar van ballingskap. Jy kan gerus daai hoofstukke gaan lees, dit is baie insiggewend en 'n lekker geskiedenis van wat daar gebeur het. Ook in Jeremia 33 vers 10 tot 14 lees ons oor hoe die Juda stam uit gaan in ballingskap. Dan 70 jaar later, dan besef Daniël, die tyd het nou gekom, en hulle gaan nou mag uit ballingskap uitgaan en terug gaan Jerusalem toe, en dan bid hy, en dan lees ons in Daniël 9, kom die engel, antwoord die engel Gabriël om, dan sê die engel Gabriël vir hom, nie 70 jaar nie, maar 70 maal 7 jaar is oor jou volk bepaal, Daniël, wat dan beteken dat hulle 70 maal 7 jaar gestraf gaan wees. En nie baie nie, ieder en elke een van daai profesie het waar geword net so, totdat Jesus gekom het in 483 jaar daarna, nadat daar staan eintlik spesifiek, nadat die opdrag uitgegaan het, dat die tempel herbou moes word. So dit is toe koning Kores vir Daniël gesê dat die Juda stam teruggestuur het om die tempel te herbou, Toe het 483 jaar van dit reeds gebeur, en toe het hulle die Messias gekruisig, toe het hulle vir Jesus gekruisig, en toe het hy uiteindelik gestop. Toe sê Jesus dat hy homself gaan wegdraai van die Jode af, en hy gaan nou eers na die Gentile nasies toe wat ons is. So, ons is nou al vir bykans 2000 jaar in die kerk-era, en ons wag vir die laaste 7 jaar, wanneer die laaste 7 jaar van profesie moet vervul word, waarvan ons in Openbaring lees, waarvoor baie mense baie bang is, maar ons as kerk glo eintlik dat ons weggeraap gaan word voor daai tyd, sodat ons nie daai tyd hier gaan wees nie. Ok, so, baie interessant wil ek net ook vir jou sê, in Jesaja het 'n hele klomp jaar voor dit geleef, 100 jaar, 200 jaar, ek dink eintlik 400 jaar vroeër, hy het heel wat vroeër, kan vir jou kyk, presies in wat se tyd was dit wat hy geprofeteer het. Kom ons kyk gaga, laat ek nou vir jou jok nie. Omtrent in, nie voor die klein profete. Waar is hy nou? Hier is omtrent 900 voor Christus, 800, 900 voor Christus, was Jesaja se tyd gewees. Ek sien hom nou nie so vinnig raak nie, maar hy is definitief hier. Salome, Jerobeam. Kyk hom nou mis. Maar in elk geval, dit was heel lang terugtyd, voor Jeremia geprofeteer het, en hy profeteer spesifiek, dat wanneer die Juda stam uitgevat gaan word, in ballingskap Babylon toe, gaan koning Kores hulle vrylaat, en dis presies hoe dit gebeur het. Koning Kores het die
opdrag gegee dat hulle mag teruggaan Jerusalem toe. Goed, so ek lees vir jou in die eerste jaar van Kores, die koning van Persië het die Here, sodat die woord van die Here uit die mond van Jeremia vervul sou word. Jeremia, onthou ek het nou vir jou gesê waar dit staan, het hy die gees van Kores, die koning van Persië, opgewek, dat hy 'n oproep deur sy hele koninkryk laat gaan het, selfs ook skriftelik, om te sê, so sê Kores, die koning van Persië, al die koninkryke van die aarde, het die Here, die God van die hemele, aan my gegee, en hy het my opgedra om vir hom 'n huis te bou in Jerusalem, wat in Juda is. Enige een, vers 3 onder julle, wat aan sy volk behoort, mag sy God met hom wees, en laat hom optrek na Jerusalem, wat in Juda is, en die huis van die Here, die God van Israel, bou. Ok, so hulle opdrag was, gaan terug Jerusalem toe, en gaan bou die huis van die Here. Hy is die God, wat in Jerusalem is, vers 4, en enige een wat oorgebly het, in enige plek waar hy as vreemdeling vertoef, hom moet die manne wat sy woonplek ondersteun, van sy woonplek ondersteun met silwer en goud, en met goed en vee, en met vrywillige gawes vir die huis van die God wat in Jerusalem is. So as jy nou nie self een van die was wat teruggegaan het nie, dan moes jy ondersteun het met wat ook al jy kon, geld of goed of vee of wat ook al. Ne? Toe het die familiehoofde van Juda en Benjamin klaargemaak, en die priesters en die leviete, elkeen wie die gees van God opgewek het, om op te trek, om die huis van die Here wat in Jerusalem is, te bou. Goed, so jy gaan sien, hier praat hy baie spesifiek van Juda en Benjamin, en ons weet, toe die volk geskeer het, na Salomo, so dit was Dawid was koning, toe was, so eintlik eerst was Saul koning, toe was Dawid koning, God was baie lief vir Dawid gewees, toe het hy die koningskap oorgegee aan Salomo, en Salomo het die tempel gebou. Salomo was baie wys, was baie ryk, maar hy was ongelukkig ook baie lief vir vroue, en soos wat hy verskillende vroue gekry het, hy ook al afgode begin dien, en hy het ook sommer vir hulle hoogtes gebou, waar rook van opgegaan, of rook van opgegaan het, soos wat hy ander volke se afgode aanbid het. Goed, so ons weet, na Salomo, en as gevolg van sy afgoderry, en sy verdeelde hart, het God toe die ryk geskeer. Die noordelike stam het 10 van die broers gevat, en die suidelike stam, die ander 2 broers het die suidelike stam geword. So die noordelike stam het opgetrek Samaria toe, waar hulle toe aanbid het. Die suidelike stam wat Benjamin en Juda was, is voortaan die Juda stam genoem. Die Juda stam het ook bestaan uit 'n bietjie leviete uit, want hulle het mos onder in Jerusalem gebly waar die tempel was. So die leviete het obviously die tempelaanbidding gedoen, so hulle was onder in die tempel. Min van hulle het opgegaan boontoe. Ok, so 'n stuk van die leviete, Benjamin en Juda. Nou praat hy hier baie spesifiek, toe die familiehoofde van Juda en Benjamin klaargemaak, en die priesters en die leviete. So ons kan nou nog dink dat hy praat hier van die Juda stam, maar ek wil jou net herinner, dat toe ons die 12 klein profete gelees het, het ons nou hierdie geskiedenis mooi deurtrap. Die noordelike stam is vroeg weggevoer in ballingskap, Assirië toe, en redelik verwoes. En as gevolg daarvan praat die mense van die 10 verlore stamme. Goed, dan later, dan word die Juda stam, wat dan nou Juda en Benjamin en 'n bietjie van die leviete was, uitgevoer Babylon toe, in ballingskap. Ok, en die tempel word afgebreek, en alles in Jerusalem word verwoes. Goed, dan wanneer ons Maleagi lees, kom ek dit gou vir jou lees, nou baie interessant gewees. Dan sê hy, God spraak, die vers 1, die woord van die Here aan Israel, deur die diens van Maleagi, ek het julle lief gehad, sê die Here, nogtans vra julle, waarin het u ons lief gehad? Is Esau nie die broer van Jakob nie, spreek die Here, tog het ek Jakob lief gehad, maar Esau het ek gehaat, en sy gebergtes 'n wildernis gemaak, en sy erfdeel aan die jakkalse van die woestyn prys gegee. Ok, so die heel eerste vers, wat ek nou eintlik mislees, ek kom nou sommer mis om hier te begin. God spraak, die woord van die Here aan Israel, sien. So daar praat hy dadelik weer van Israel, voordat hy beginne met hulle raas, omdat hulle om die hele tyd so ondervra en twyfel en om en so aan. So die woord van die Here aan Israel. Israel,
So hy het vir baie jare het hy nie van Israel gepraat nie, die hele einde tyd wat hy praat nadat die Israel stam uitgevoer is in ballingskap Assirië toe en verwoes is, praat hy nooit weer van Israel nie, dan praat hulle die hele tyd van Juda. Nou hierso praat hulle weer van Israel, maar waar ons nou in geskiedenis is, praat ons eintlik met Juda. So ons praat eintlik nou met die Juda stam wat uit Babylon uitgekom het. Maar hy praat nou hier van Israel. So ek is baie oortuig daarvan dat almal nou weer half by mekaar was hierso. Hy praat nooit weer hierna, praat ons ooit weer van Israel of van Juda nie. Ons praat verder weer van Israel of van die Jode in die Nuwe Testament. Vir my interessant was, net terloops. Goed. So ons is in vers 6 en almal wat rondom hulle was, het hulle hande versterk met silwervoorwerpe, met goud, met goed, met vee, met kosbare geskenke, behalwe alles wat hulle as vrywillige gawes gebring het. En koning Kores het die voorwerpe van die huis van die Here uitgelewer, wat Nebukadneser uit Jerusalem weggevoer het, en in die huis van God gesit het. Right? So hulle het alles wat in die tempel was, wat Nebukadneser uitgevoer het. Julle sal onthou op 'n stadium het Nebukadneser se seun Beltsasar, het hulle so gespot, en hy die Israeliete se silwer koppies gedrink, en so aan, en toe is hy mos daai selfde nag dood, na die hand op die muur geskryf het, né? En so al daai goeders was nog in bewaring gewees by Nebukadneser, so hy het al daai goed ook teruggevat. Vers 8, en Kores, die koning van Persië, het dit uitgelewer onder toesig van Metradat, die skatmeester, en die het dit aan Sesbasar, die vors van Juda, voorgestel. En dit was hulle getal, 30 goue komme, 1000 silwerkomme, 29 messe, 30 goue bekers, verder 410 silwerbekers, 1000 ander voorwerpe. Al die voorwerpe van goud en silwer was 5400. Dit alles het Sesbasar saamgebring toe die ballinge uit Babel na Jerusalem vertrek het. Nou, sien hoe baie presies word dit aangeteken. Ok, hoofstuk 2, en dit is die inwoners van die provinsie Juda, nie die stam Juda nie, die provinsie Juda, wat opgetrek het uit die gevangenskap van die ballinge wat Nebukadneser, die koning van Babel, na Babel weggevoer het, wat na Jerusalem en Juda teruggekeer het, elkeen na sy stad. So hulle gaan hulle noem, na, wat saam met Serubabel, ons weet hy was die gouverneur, Yeshua, ons weet hy was die hoëpriester, Nehemia, ons weet Nehemia het ook geprofeteer, en ons gaan na Esra sy boek maak, Seraja, Reelaja, Mordegai, Bilsan, Mispar, Bigwai, Reham, Baana gekom, die aantal manne van die volk van Israel was, sien weer daar Israel, en dan begin hy hulle noem, dan noem hy al die name van die Israel, van die ouens, die register soos wat hulle gegaan het, en dan kan julle net interessant, in vers 36 praat hulle van die priesters wat teruggegaan het, in vers 40 praat hulle van die leviete wat teruggegaan het, poortwagters in vers 42, die tempelbedienis in vers 43, en so kan jy verder daar deurlees. Interessant, in vers 62 is daar ouens wat teruggegaan het, wat sy naam nie op die register te vind was nie, en dan moes hulle na die priester gegaan het, wat dan die Urim en die Tumim gebruik het, om God te consult, om dan te hoor of hulle kon teruggaan of nie, of hulle deel was van die wat moes teruggaan of nie. Ok, die hele vergadering saam was 42.360, behalwe hulle slawe en hulle slavinne, die was 7.337, en hulle het 200 sangers en sangeresse gehad. Hulle perde, hulle tel tot die perde, was 736, hulle meile 245, hulle kamele 435, esel 7.720, en van die familiehoofde het, toe hulle by die huis van die Here gekom het, wat in Jerusalem is, vrywillig gegee vir die huis van God, om dit weer op te rig op sy plek. Na hulle vermoë het hulle bygedra tot die fonds van die werk, in goud 61.000 dragmes, en in silwer 5.000 mines en 100 priesterrokke. So het dan die priesters en die leviete, en van die volk, en die sangers, en die poortwagters, en die tempelbediendes, in hulle stede gaan woon, die hele Israel in hulle stede. Hoofstuk 3. En toe die 7de maand aankom, en die kinders van Israel
in die stede was, het die volk soos een man in Jerusalem byeengekom. En Yeshua, die seun van Josedak, met sy broers, die priesters, en Serubabel, julle weet hulle was die gouverneur en die hoëpriester, met sy broers het klaargemaak en die altaar van die Here God, die God van Israel gebou, en daar brandoffers opgebrand, soos geskrywe staan in Moses, vers 3, en hulle het die altaar op sy grondvesting opgerig, omdat die skrik vir die volk van die lande op hulle gekom het, en hulle het daar brandoffers geoffer aan die Here, brandoffers soggens en brandoffers saans. So hulle was bang geweest, so hulle het die Here aangeroep, hulle het brandoffers vir die Here geoffer, hulle was maar skrikkerig geweest vir die mense om hulle na, en hulle het die hittefees gehou, soos geskrywe staan, en die brandoffers dag vir dag, volgens die getal, na die eis van elke dag, soos geskrywe was, en daarna die voortdurende brandoffer, en die van die nuwe maane, en van al die heilige geeste van die Here, en van elkene wat aan die Here 'n vrywillige gawe gebring het, vir die eerste dag van die 7de maand af, het hulle begin om die brandoffers vir die Here te bring, alhoewel die fundamente van die tempel van die Here nog nie gelê was nie. Nou moet jy onthou nou, toe ons in Haggai gelees het, toe die profeet Haggai geprofeteer het, toe het ons gelees, die fondamente was gegooi, so dis nou nog voor dit, hulle het nou teruggegaan, en hulle het nou net die altaar gebou, waar hulle offers doen, waar hulle die Here soggens en saans aanroep, en die fondamente is nou nog nie gelê nie, maar hulle het geld gegee aan die klipkappers en die skrynwerkers en aan die sidoniërs en die terreërs, voedsel en drank en olie en sederhout van die Libanon af te bring na die see, na Jafu volgens die verlof van Kores, die koning van Persie. Hulle is besig om voor te berei. En in die 2de jaar na hulle aankoms by die huis van God in Jerusalem, in die 2de maand, het Serubabel, die seun van Sealtiel, 'n begin gemaak, hy en Yeshua, die seun van Josedak, en hulle ander broers, die priesters en die leviete, en almal wat uit die gevangenskap na Jerusalem gekom het, hulle het die leviete van 20 jaar oud en daarbo aangestel om toesig te hou. So jy kan in 1 Korintiërs gaan lees, het hulle dit eintlik aangepas, want dit was eintlik in die wette, aanvanklik in Deuteronomiumse wette, in die Levieteboeke, was dit 30 jaar, maar nou maak hulle dit 20 jaar, want hulle het mense gekort, so hulle het hulle aangestel om toesig te hou, en vers 9, en Yeshua het opgetree, sy seun en sy broers, Kadmiel, en sy seuns, die seuns van Juda, soos die een man om toesig te hou, oor die wat die werk gedoen het aan die huis van God, met die seuns van Henadad, hulle seuns en hulle broers die leviete. Toe die bouers dan die fondamente, hier is die fondamente gelê, van die tempel van die Here lê, het hulle die priesters in amptsgewaad met trompette en die leviete, die seuns van Asaf, met simbale opgestel om die Here te loof, volgens die instelling van Dawid, die koning van Israel. En hulle het aangehef met lof en dank aan die Here, want hy is goed, want sy goedertierendheid oor Israel is vir ewig, en die hele volk het gejuig met 'n groot gejuig, en toe hulle die Here loof, omdat die van die fondamente van die huis van die Here gelê was. En die hele volk het gejuig met 'n groot gejuig, toe hulle die Here loof, omdat die fondamente van die huis van die Here gelê was. So daar is die fondamente gelê. Maar baie van die priesters en die leviete en die familiehoofde van die oues, wat die eerste huis gesien het, het hardop gehuil. Shame, en dit was nou glad nie so impressive soos wat dit die eerste keer was nie, toe die fondament van hierdie huis voor hulle oë gelê is, terwyl baie met gejuig, met blydskap die stem verhef het, en die volk kon die geluid van blye gejuig nie onderskei van die geluid van die gehuil van die volk nie, want die volk het gejuig met 'n groot gejuig, sodat die geluid van ver weg gehoor is. So party het gehuil, die ou mense, want hulle het geweet hoe dit die vorige keer gelyk het, en hierdie keer moes hulle maar doen met wat hulle kon. En dit was nou nie so impressive nie. Die ou mense was baie hartseer daaroor, maar die jong mense het gejuig, baie het gejuig, en dit was 'n harde geluide. Hoofstuk 4. En toe die teenstanders. Nou ons het in Haggai met 'n klein bietjie judgment gekyk na die Israeliete wat kom bou het, en ons het gedink hulle kom bou, hulle gooi die fondamente, en dan het hulle nou aan hulle eie huise gaan aandag gee, en hulle het God se goed afgeskeep. Maar in Haggai staan nou nie eintlik baie pertinent waarom
hulle opgehou het om die huis van die Here te bou nie. So Esra lê dit vir ons baie mooi uit. So hoor nou. Toe het die teenstanders van Juda en Benjamin, en toe die teenstanders van Juda en Benjamin hoor dat die ballinge 'n tempel bou vir die Here, die God van Israel, het hulle aangekom na Serubabel en na die familiehoofde en aan hulle gesê, laat ons saam met julle bou, want net soos julle soek ons julle God, en aan hom, ons God, offer ons, sê hulle, van die dae van Esarhaddon af, die koning van Assirië, wat ons hierheen laat optrek het. So, ons is nou hier by van die Israel stam, die noordelike stam, as ek dit nou so kan sê, wat in ballingskap na Assirië gevat is, en hulle het toe mos in Samaria gaan vestig. Kan julle onthou, hulle word die Samaritane genoem, hulle is eintlik 'n halfbred, want hulle het toe geïntermingle met die mense van daai area. Ek weet nie of kan julle onthou, hulle was onder Jerobeam gewees, en hulle het toe nou ook 'n tempel tipe ding daar gebou, waar hulle die goue kalwe aanbid het. Kan julle dit onthou? Ons het dit al van tevore gelees. So hulle was eintlik 'n halfbreed gewees, en hulle het vir God aanbid, ons God, maar hulle het ook baie ander gode aanbid. So hulle kom nou wil hulle deel wees van hierdie storie. Nou, maar Serubabel en Jesua en die ander familiehoofde van Israel het aan hulle gesê, dit sal nie gaan dat julle saam met ons die huis van God bou nie, maar ons alleen sal die Here, die God van Israel, dit bou, soos koning Kores, die koning van Persië, ons beveel het. So nou sê hulle, nee dankie, ons is reg. Toe het die volk van die land, die hand van die volk van Juda laat verslap. So toe begin hulle nou moeilikheid maak. As hulle nou nie kan deel hê nie, dan wil hulle nou niks hê nie. En hulle afgeskrik om nie te bou nie. En hulle het raadgewers teen hulle gestuur, om hulle plan te verydel, al die dae van Kores, die koning van Persië. So hulle het hulle nou bly hinder, tot op die regering van Darius, die koning van Persië. En onder die regering van Ahasveros, in die begin van die regering, van sy regering, het hulle 'n aanklag geskrywe teen die inwoners van Juda en Jerusalem. En in die dae van Artasasta het Bislam, Metredat, Tabiel en sy ander partygenote aan Artasasta, die koning van Persië, geskrywe, en die skrif van die brief was in Aramees geskrywe en in Aramees vertaal. Rehum, die bevelhebber, en Simsai, die skrywer, het 'n brief geskryf teen Jerusalem aan Artasasta, die koning, van die volgende inhoud. So dis wat in die brief gestaan het. Rehum, die bevelhebber, en Simsai, die skrywer, en hulle ander partygenote, nou noem hulle nog 'n klomp van hulle, en die ander volke wat die groot en die beroemde Asnapar weggevoer het, en in die stad Samaria en die oorige gebied wes van die Efraat laat woon het, en nou, dit is 'n afskrif van die brief wat hulle aan hom gestuur het, aan koning Artasasta, die dienaar, die manne wes van die Efraat. En nou, aan die koning word bekend gemaak dat die Jode wat van u af na ons opgetrek het, in Jerusalem aangekom het, hulle is besig om die rebelse en slegste stad op te bou. Die mure voltooi hulle en die fondamente herstel hulle. Laat dit nou aan die koning bekend wees dat hulle, as die stad opgebou en die mure voltooi is, geen belasting opbrengs of tol sal gee nie. So dis nou hulle klagte, wat aan die inkomste van die koning skade sal doen. Aangesien ons nou die stout van die paleis geëet het, en dit ons nie pas om die smaad van die koning aan te sien nie, daarom stuur ons en laat ons die koning weet, dat hulle kan nasoek in die kroniekeboeke van die vaders, dan sal u in die kroniekeboeke vind, en daaruit verneem, dat die stad 'n rebelse stad was, wat aan konings en provinsies skade gedoen het, en dat hulle van ouds af daarin oproer verwek het. Daarom is die stad verwoes. Ons maak die koning bekend, dat as die stad opgebou en die mure voltooi word, u daardeur geen deel sal hê wes van die Efraat nie. So hulle klik nou hierdie, en hulle maak nou sommer 'n hele aantuiging op teen hulle, en dit is nie 'n valse aantuiging nie. Hulle was nie die grootste volk, die Jode toe hulle in Jerusalem gebly het nie. Hulle het baie keer moeilikheid gemaak,
en so hy gaan dit nou in die kroniekeboeke kan vind. En die koning het geantwoord, het as antwoord gestuur aan Rehum, die bevelvoerder, en Simsai, die skrywer, en hulle ander partygenote wat in Samaria en in die oorige gebied was, wes van die Efraat: Huil en nou, die brief wat julle aan ons gestuur het, is aan my in vertaling voorgelees. En deur my is bevel gegee, en hulle het gesoek en gevind dat die stad van ouds af hom teen die konings versit, en dat rebellie en oproer daarin verwek is. En magtige konings was daar oor Jerusalem wat geheers het oor die hele gebied wes van die Efraat, en belastingopressings en tol is aan hulle gegee. In die tyd van Salomo en Dawid gee nou bevel dat die manne moet ophou om hierdie stad en dat hierdie stad nie opgebou mag word totdat deur my bevel gegee sal word nie. En wees gewaarsku om hierin geen nalatigheid te begaan nie, dat daar nie groter skade tot nadeel van die koning ontstaan nie. Net toe die afskrif van die brief en toe laat ek nou in kort, en toe het hulle opgehou om die werk aan die huis van die Here te doen. Goed, nou kom Haggai en Sagaria. Onthou ons het die vorige twee profete wat ons hanteer het, was Haggai en Sagaria, en Haggai is die een wat hulle kom, hy het eerst op die toneel verskyn, toe sê hy vir hulle, nee, julle het van Babylon af teruggekom om die tempel van die Here te bou, en julle wonder, hoekom word julle nie geseën soos wat julle geseën moet word nie, julle beursies het gate en die geld val net deur, julle verwag om, sê nou maar 10 ton te oes, maar julle oes net 5 ton, so julle oorleef, maar dit gaan definitief nie so goed met julle soos wat julle gedink het, dit gaan met julle nie, maar julle doen nie eers die moeite om te vra hoekom nie, julle het gekom, julle het die fondament gegooi, en toe het julle aangegaan en julle eie getimmerde huise gaan bou, julle het opgehou om aandag te gee aan die goed van die huis van die Here, of om die huis van die Here te bou, en toe net so 2 maande na, het Sagaria gekom, en Sagaria het met al sy visioene, het hy ook verduidelik hoe God nog altyd in die middel van Israel was, en hulle nog altyd vir hom 'n prioriteit was, en hy het hulle toe ook leiding gegee om die tempel van die Here te herbou, en die tempel van die Here is toe in 4 jaar geherbou, gaan ons nou lees. Nou, so hoor nou, maar Haggai, die profeet, en Sagaria, ek wil jou herinner wat beteken hulle name. Haggai beteken festive, en Sagaria beteken God remembers. Die seun van Idu, Sagaria was die seun van Idu, Idu beteken at the appointed time. Die profete het vir die Jode wat in Juda en Jerusalem was, geprofeteer in die naam van die God van Israel wat oor hulle was. Toe het Zerubabel, hy was die gouverneur, die seun van Sealtiel, en Yeshua, hy was die hoëpriester, die seun van Josadak, klaargemaak, en hulle het begin om die huis van God wat in Jerusalem was te bou, en saam met hulle was die profete van God wat hulle ondersteun het. Goed, so hier is nou 4 jaar later, want onthou nou, hulle het, ek praat 4 jaar later, 16 jaar later, hulle het gekom, hulle het die fondamente gegooi, en hulle het toe opgehou bou, want die koning het gesê, hulle moet ophou bou. Ok, Artasasta. Nou is dit 16 jaar later, nou kom Haggai en Sagaria op die voorgrond, en hulle begin hulle weer aanspreek, en inspireer om die tempel te bou, en toe het hulle nou so gedoen. So, nou kom daar weer moeilikheid. So, in die tyd het Tatenai, die gouverneur wes van die Efraat, en Setar-Bosenai, en hulle partygenote na hulle gekom, en so aan hulle gesê, wie het julle bevel gegee om hierdie huis te bou, en hierdie muur te voltooi? So het ons dan vir julle gesê, wat die name was, en die manne wat hierdie gebou oprig, maar die oog van God was oor die oudstes van die Jode, sodat hulle nie verhinder is nie, so hulle kon aanhou bou, totdat die berig voor Darius sou kom, en dan daaroor 'n brief teruggestuur sou word. En nou is Darius aan bewind, right? Darius en Daniel was groot belle gewees. Onthou, Daniel is nog steeds in Babylon, hy het nooit teruggekom nie. 'n Afskrif van die brief wat Tatenai, die gouverneur wes van die Efraat, en Setar-Bosenai en sy partygenote wes van die Efraat aan koning Darius gestuur het, vers 7. Hulle het aan hom 'n berig gestuur, en so is daarin geskrywe aan koning Darius, alle heil. Nou sê hulle, aan die koning word bekend gemaak dat ons na die provinsie Juda, na die huis van die grote God gegaan het, en dit word van groot klippe gebou, en hout word in die mure gelê, en daardie werk word sorgvuldig gedoen, en vorder goed onder hulle hande. Toe het ons daardie oudstes gevra, en so het hulle aan ons gesê,
Wie het julle bevel gegee om hierdie huis te bou en die muur te voltooi? Verder het ons vir hulle ook hulle name gevra om u bekend te maak, dat ons die name van die manne wat aan hulle hoof staan kan skrywe, en hulle het vir ons die volgende antwoord gegee: ons is knegte van God, wat hemel en aarde en die bou van die huis baie jare gelede gebou is, wat 'n groot koning van Israel gebou en voltooi het. Maar, omdat ons vaders, die God van die hemel vertoren het, kwaad gemaak het, het hy hulle oorgegee in die hande van Nebukadneser, die koning van Babel, die Galdeer. Hy het hierdie huis verwoes en die volk na Babel weggevoer. Right? Maar in die eerste jaar van Kores, die koning van Babel, die koning Kores bevel gegee om hierdie huis te bou, en ook die goue en die silwer voorwerpe van die huis van die God van Nebukadneser uit die tempel in Jerusalem weggevoer en in die tempel van Babel gebring. Dit het koning Kores uit die tempel van Babel uitgehaal en dit oorhandig aan een met die naam Sesbasar, wat hy as gouverneur aangestel het. En hy het vir hom gesê: neem hierdie voorwerpe, gaan sit dit in die tempel in Jerusalem en laat die huis van God gebou word op sy plek. Toe het hierdie Sesbasar gekom, hy het die fondamente van die huis van God in Jerusalem gelê, en van toe af tot nou toe is daar gebou, maar dit is nog nie voltooi nie. As die koning dit nou goed vind, laat hom dan laat dan nagesoek word in die skathuis van die koning daar in Babel, of dit so is, dat deur die koning Kores bevel gegee is om hierdie huis van God in Jerusalem te bou, en mag die koning sy beslissing hieroor aan ons stuur. Right, so hulle sê, dis wat gebeur het. Hulle was 70 jaar in ballingskap in Babylon gewees, koning Nebukadneser het hulle uitgevoer, want hulle het vir God kwaad gemaak. 70 jaar later het koning Kores bevel gegee dat hulle kan teruggaan, dat hulle die huis van God kan herbou, en hy het vir hulle tot die goed wat in die tempel was, teruggegee om terug te vat. Maar hulle kon nie die tempel klaar gebou het nie. Sal hulle nie asseblief net gaan kyk in die argiewe waar daai uitspraak van koning Kores is nie. Hoofstuk 6. Toe het koning Darius bevel gegee en hulle het nagesoek in die argiewe. Onthou, koning Darius was goeie vriende met Daniël. En hulle het nagesoek in die argiewe waar hulle in Babel die skatte wegbêre. Okay? Nie in Babel gekry nie, en in Agmenta, in die vesting wat in die provinsie Medië lê, is 'n skrifrol gevind, en so is daarin geskrywe: in die eerste jaar van koning Kores het koning Kores bevel gegee, die Godhuis in Jerusalem, die huis moet gebou word as 'n plek waar hulle offers bring, en sy fondamente moet gelê word, sy hoogte moet 60 el en sy breedte 60 el wees, met 3 laag groot klippe en 1 laag nuwe hout, en die onkoste sal deur die huis van die koning gedra word, en ook die goue en die silwer voorwerpe van die huis van God, wat Nebukadneser uit die tempel van Jerusalem weggevoer het en na Babel gebring het, moet hulle teruggee, dat dit in die tempel in Jerusalem op hulle plek kan kom, en jy moet dit in die Godhuis sit. Tatenai, gouverneur wes van die Efraat, Setar-Bosenai en hulle partygenote, julle moet nou daar ver van af wegbly, so los hulle nou uit. Laat die werk van hierdie Godhuis toe, die gouverneur van die Jode en die oudstes van die Jode mag daar die huis van God op sy plek bou. En deur my word bevel gegee, hoe hulle met hierdie oudstes van die Jode moet handel, om daar die huis van God te bou, naamlik uit die inkomste van die koning, uit die belasting van die westelike gebied van die Efraat, moet die onkostes van daardie manne sorgvuldig vergoed word, sonder vertraging, wat nodig is, jong bulle, sowel as ramme en lammers en brandoffers aan die God van die hemel, koring, sout, wyn en olie, moet aan hulle volgens opgawe van die priesters in Jerusalem, sonder verstuim, dag vir dag gelewer word, dat hulle welgevallige offers kan bring aan die God van die hemel en kan bid vir die lewe van die koning en sy seuns. Interessant, bid asseblief net ook vir my, sê die koning, en vir my seuns. En deur my word bevel gegee dat elkeen wat hierdie bevel oortree en 'n balk uit sy huis geruk word en dat hy daaraan opgehang en vasgemaak sal word en van sy huis
hieroor 'n pynhoop gemaak sal word. Sien, so nou in plaas van dat hulle net, hulle wou eintlik net gehad het die werk aan die huis van die Here moet stop. Hulle moet op om die stad op te bou. Meer as dit nou, mag hulle nou aangaan en hulle kan dit doen uit die koning se geld. En hulle kry allerhande ander byvoordele ook. Vers 12, hoofstuk 6 vers 12. En mag God wat sy naam daar laat woon het, elke koning en volk neerwerp wat sy hand uitsteek om dit te oortree, om naamlik hierdie godhuis in Jerusalem te verwoes. Ek, Darius, gee bevel, sorgvuldig moet dit uitgevoer word. Toe het Tatenai, die gouverneur wes van die Efraat, Setar-Bosenai en hulle partygenote sorgvuldig net so gehandel, soos koning Darius hulle laat weet het. Die oudstes van die Jode het gebou en goed gevorder deur die profetiese werksaamheid van die profeet Haggai en Sagaria, die seun van Ido, en hulle het gebou en voltooi, op bevel van die God van Israel en op bevel van Kores en Darius en Artasasta, die konings van Persië, of die koning van Persië. En hierdie huis was klaar op die 3de dag van die maand Adar. Dit was die 6de jaar van die regering van koning Darius. So dit is so 4 jaar wat hulle toegevat het om die huis van die Here te bou. En net die laaste stukkie, en die kinders van Israel, die priesters en die leviete en die ander uit die ballingskap afkomstig, het die inwyding van die huis van God met vreugde gevier. En hulle het geoffer by die inwyding van hierdie huis van God 100 bulle, 200 ramme, 400 lammers en 12 bokke as sondoffer vir die hele Israel volgens die getal van die stamme van Israel. En hulle het die priesters aangestel volgens hulle afdelings en die leviete volgens hulle afdelings vir die diens vir God in Jerusalem volgens die voorskrif van die boek van Moses. So te kry hulle als weer in orde vir die tempel, né? En die ballinge het die Pasga gehou op die 14de van die eerste maand. Vers 20, want die priesters en die leviete het hulle soos een man gereinig, hulle almal was rein, en die paaslam is geslag vir al die ballinge en vir hulle broers en die priesters en vir hulle self, en die kinders van Israel wat uit die ballingskap teruggekeer het dit geëet, en elkeen wat hom van die onreinheid van die nasies van die land afgesonder het, om saam met hulle die Here, die God van Israel te soek. Hulle het ook die fees van ongesierde brode met blydskap 7 dae lang gehou, want die Here het hulle verbly en die hart van die koning van Assirië na hulle omgewend om hulle hande te versterk en die werk aan die huis van God, die God van Israel. En dis die eerste deel van Esra. Ons het nou vandag baie gelees en ek het vinnig gelees, maar ons ken al dis net so 'n bietjie 'n oorsiening van dit wat ons al reeds gelees het. Van hoofstuk 7 af, ek dink ons gaan die volgende boek wat ons gaan doen is Ester, want Ester pas nou perfek hier in tussen die eerste 6 hoofstukke van Esra en dan die tweede hoofstukke tot by van hoofstuk 7 tot hoofstuk 10 is dan so 58, 60 jaar later, maar Ester se boek pas hier so in, so ons sal dan aangaan met dit. Right, lekker dag!